Ritme digitaal vir gewone mense wat die Here buitengewoon lief het, ook vir jou. En as jy struikel en as jy val en as jy 'n goeie week het en as jy op goeie weivelde jou bevind en as jy deur 'n diep donker dal moet stap, Ritme is vir jou. Baie hartlik welkom waar jy ook al is en watter situasie jy ook al is. Mag jy die Here se woord op so 'n manier hoor by Ritme digitaal dat dit jou lewe diep sal aangryp, dat die Here verheerlik sal word en dat hy 'n mooi nuwe ding in jou lewe sal doen, ook deur vandag se woord. Baie hartlik welkom, geniet die woord. Hartlike hallo, ek hoop jy voel sommer klaar tuis en welkom. Ek wonder altyd, as 'n mens nou hierdie opneem, in die eerste plek uiteraard wonder mense, ek bedoel, waar is jy wat kyk, verskillende plekke, julle kan ons gerus laat weet, altyd lekker om te besef met wie mens praat, daar in die Vrystaat, en daar in die Kaap, en daar in Europa, en daar in die Amerika's, en so, dit is lekker, en sommer ook waar jy sit en kyk, is jy in jou kantoor terwyl jy dit kyk, is jy rustig by die huis, is dit op 'n televisie wat jy kyk, op jou foon wat jy kyk, is dit op jou rekenaarskerm wat jy kyk, ek wonder altyd, maar dis nie belangrik nie, dis my wonder, dis my nuuskierigheid, dit gaan daaroor waar jy ook al is en hoe jy dit ook al doen om die woord van die Here te kan hoor, en dis so voorreg om dit vir jou te kan bring, en vandag gaan ons nou gesels oor 'n woord, baie spesifieke woord, maar weer eens, ten diepste uit die Bybel uit. Ek dink dit is 'n woord wat mense spesifiek na die COVID-tyd baie oor geskryf het, baie oor gepraat het, so ek praat van hier na 2020, 2021, en ja, ek dink so 'n bietjie uit verbandheid geruk het, en baie keer ek wil sê die punt gemis het, wat die woord veerkragtigheid, resilience, wat daardie woord aanbetref. Wat beteken veerkragtigheid? Wat beteken resilience? Wat sê daai woord, en hoe doen 'n gelowige spesifiek? Hoe doen ons daai woord, en wat sê daai woord vir my en vir jou? Nou, ek wil sommer nou vir jou definisie, sommer half, dit is nie oppervlakkig nie, maar om die betekenis van die woord mooi te verstaan. Die Engels vir veerkragtigheid, resilience, is afgelei van die Latynse woord resile. En resile is die neiging van 'n voorwerp om terug te keer na sy oorspronklike vorm nadat dit gebuig is. So enige ding wat gebuig word, en ons as mense word baie keer ook gebuig deur ons omstandighede. So om terug te keer na jou oorspronklike vorm toe. En resilere, wat beteken om terug te bons, met ander woorde, to bounce back. Die Hat Woordeboek omskryf veerkragtigheid as die wilskrag of die vermoë om te herstel. So dit baie met herstel te doen, terug te keer na jou oorspronklike vorm toe nadat jy gebuig is, wat anders is as die woord volharding, wat vir jou sê, hou aan, druk deur, moenie moed opgee nie, byt vas, gaan aan. Hierdie is iets het gebeur in die verlede, hoe herstel ek, hoe keer ek terug na my oorspronklike vorm toe? Belangrik dat ons daai onderskeid vir mekaar gee. Is interessant nogal, ek lees so ding oor perde, wat as hulle nou ver hardloop en vinnig hardloop, dan jy kan tekens sien hulle word moeg. Ek bedoel, ek kyk nou nie eintlik perdewedrenne op televisie nie, dis 'n belydenis, maar ek het dit al gesien, ek het dit al gekyk, en jy kan sien perde raak moeg, hulle sweet, daar skuim om die mond en so aan. 'n Kameel is anders. Kamele kan loop vir honderde kilometers. Hulle gee nie vir jou teken dat hulle moeg is nie. Die volgende oomblik gaan hulle doodgewoon sit, val om, mors dood. Dit is hoe dit werk met 'n kameel. Nou, ek dink die gevaar van die mens is, ons is baie meer soos 'n kameel.
Ons kan onsself in 'n rad sit van dis hoe die lewe werk en dis die spoed van die lewe en dit is nou maar hoe die lewe gedoen word en daar gaan ons dit hoogste versnelling. Ons jaag deur die lewe so vinnig as wat ons kan en so hard en so gou as wat ons kan en ons sê vir onsself dit is nou maar die lewe. Dit is hoe die lewe werk. En dan ewe skielik op 'n dag as jy soos 'n kameel op jou knieë en jy besef, okay, ek is in uitbranding of ek is in angs of ek is op pad depressie toe en asseblief nie vir een oomblik dink hierdie is nou die enigste redes wat ek nou gegee die hardwerk redes en die jaag deur die lewe redes vir emosionele welstandsprobleme nie. Dit is 'n onderwerp vir 'n ander dag. Al wat ek probeer sê is net ons is baie meer soos 'n kameel. Jy gaan op autopilot, jy sit jouself op autopilot en jy cruise nou maar net deur die lewe tot daai dag wat jy net uit niks uit. En dit is nie uit niks uit nie, maar dit voel vir jou op daai dag asof dit uit niks uit is wat jy op jou knieë is nie. Ed Yong, hy het in 2021 hy die Pulitzer Prize gewen na hy 'n berig geskryf het oor die COVID pandemie. Millions have endured a year of grief, anxiety, isolation and rolling trauma. Nou hierdie is nie net die COVID tyd nie, julle. Hierdie goed gebeur elke dag. Grief, anxiety, isolation and rolling trauma. COVID het dit verskriklik aan die lig gebring en vererger en verswaar. Ons almal kan dit onthou. Nou hy gaan aan, hy skryf. Some will recover uneventfully, but for others, the quiet moments after adrenaline fades may be unexpectedly punishing. So, daai terugkeer na jou oorspronklike vorm, daai bounce back is vir baie mense baie swaar, baie moeilik. So veerkragtigheid kom nie net van self nie. En dis nie net om vir iemand te sê byt vas, druk deur, hou aan nie. Dit is baie keer kom dit uit trauma uit en uit baie moeilike en swaar omstandighede. Laura van der Noot-Lipsky, sy het weer geskryf na die COVID pandemie. Sy het geskryf, as hard as the initial trauma is, it's the aftermath that destroys people. Met ander woorde, die na die tyd, die post-trauma. Hoe baie keer gaan jy deur trauma, dit lyk of jy baie gou herstel en kom uit die trauma uit, maar sy sê dit is die na-trauma, die post-trauma, wat baie keer die grootste skade aanrig. Ek wil nou by die woord uitkom. Ek dink hierdie een Bybelversie wat ek nou vir jou gaan lees, 2 vertalings wat ek vir jou gaan lees. Psalm 13 vers 3, in die boodskapvertaling is dit vers 4. In die Engels, die New Living Translation, Psalm 13 vers 3, ek dink dit is ons almal se begeerte en ons almal se behoefte. Hoor mooi die woorde, restore the sparkle to my eyes. Here, ek het die vonk in my oog verloor, ek het die spakel in my oë verloor. Restore, herstel. Bring dit terug asseblief, Here, die boodskapvertaling. Gee tog aandag en antwoord my, Here my God. Maak my weer gelukkig. Here, ek was gelukkig. Daar klomp goed skeef geloop, verkeerd geloop, ek is deur moeilike omstandighede. Restore the sparkle to my eye. Maak my weer gelukkig. Here, vat my weer, bring my weer terug na geluk toe. Nou, dis nogal 'n skrifgedeelte wat 'n begeerte na veerkragtigheid en na herstel vir my verskriklik mooi verwoord en uitbeeld. Nou mense, belangrik. Hierdie gebeur na trauma. Dit gebeur na slegte tye. Dit gebeur na seerkry. Dit gebeur na verwerking. Dit gebeur na 'n skok. Jy kry my punt. Na die tyd. Jy soek, daar's 'n soeke na herstel. Daar's 'n soeke na geluk. Daar's 'n soek na verligting van pyn. Emosionele pyn die meeste van die tyd.
Dit is wat in hierdie verse vir ons so mooi, so raak en doeltreffend beskryf word. Weer, Psalm 13 vers 3 in die Engels, New Living Translation, en in die boodskap vers 4. So jy gaan nou diep in jou reserves induik, dit is wat 'n kameel mos nou ook doen, jy duik diep in jou reserves in, en dan na tyd, dan is jou menslike vermoëns net nie meer genoeg nie, en jy crash. Dit is wat met 'n kameel gebeur, en dit is hoe die mens ook is. Dit is, jou petrol in jou tank raak op, jou petrol in jou tank raak leeg, en dan gaan staan jou kar. Dit is nou nie 'n baie moeilike ene, daai nie. En as jy nou te lank op jou menslike kragte en jou menslike vermoëns staat maak, dan gaan jy crash. Dan gaan jy die kameel wees wat op die knie gaan en gaan omval. En dit is nou nogal waar die woord vir my baie sterk inkom oor veerkragtigheid. En ek dink dit is nogal wat baie mense gemis het, toe die woord resilience nou 'n baie inwoord was, en veerkragtige baie inwoord was, dink ek het baie mense die woord gemis daaroor. En hiervan een of ander sielkundige toertjie gemaak, of een of ander motiveringssessie, of een of ander motiveringspraatjie met oppervlakkige skills, menslike vermoëns skills, hoe om nou veerkragtigheid te kry in jou lewe. Nee, die woord praat hieroor. Die Here praat hieroor. Ek het dan sopas vir op Psalm 13 gelees. Dit is Bybelse beginsels wat belangrik is, as dit kom by veerkragtigheid. Dink nou mooi aan die Israeliete. Toe hulle uit Egipte uitgaan, toe staan nou 'n stadium wat hulle baie honger was, en hulle het verskriklik gekla. Daar was 'n stadium wat hulle baie dors was, en hulle het verskriklik gekla. Hulle het gekla teenoor Moses en Aaron en die leierskap. Hulle het in opstand gekom, en hoekom? Dit gaan nie goed nie, dit gaan sleg. Ons is honger, ons is dors. En nou wil ek vir jou lees, Eksodus 16 vers 4. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek, God, sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. Jy onthou die verhaal van die manna uit die hemel en genoeg vir die dag se voorraad en so aan. Wie gee dit? Wie bring die herstel? God, hoor mooi die woorde weer. Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Hoor weer, dis oorvloed, dis oorvloed. Dis nie 'n bietjie kos nie, dis oorvloed kos. Die kos gaan reën uit die hemel uit. Die water, Numeri 20 vers 11. Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 keer met die kierie. Daar het baie water uitgekom, weer oorvloed. Baie water uitgekom, en die volk en hulle vee het gedrink. Daar's genoeg vir die mense en daar's genoeg vir al die diere. En onthou, dit was 3 miljoen mense wat die volk het gegroei in Egipte. Voor hulle uit Egipte gelei is, gegroei tot 3 miljoen, en kan jy dink hoeveel vee is betrokke hierby. Maar die Here gee genoeg water. Die kos, ek sal kos uit die hemel laat reën, en die water sal baie wees. Wie gee dit? Hoe kom water uit 'n rots uit? God, waar lê my herstel? Waar lê jou herstel? Waar lê ons resilience? Waar lê ons veerkragtigheid? In ons eie vermoëns? In 'n stap 1, 2, 3, 4 uit ons eie krag? Nee, dis die geheim van veerkragtigheid. Jy gaan soek dit by God en jy kry dit by God. Kyk die fout wat die Israeliete gemaak het, maar God dank nie Moses en Aaron nie. Hulle het geweet om die water en die kos te gaan soek by God. Nou, 'n bekende skrywer skryf, our longing for life to be good again, daai restore the sparkle in my eye, daai verlange na 'n beter lewe, na geluk, will be the battleground for our heart. Waar gaan ons dit soek? Gaan ons dit in die wêreld soek? Gaan ons dit in ons eie krag soek? Of gaan ons dit by God soek? How you shepherd this precious longing, and if you shepherd it at all, will determine your fate in this life and the life to come. Dit is hoe belangrik dit is. Nou wil ek jou vat na Esegiel 47 vers 9.
dieper gaan oor waar lê die water nou eintlik? As jy dors het, as dit nie met jou goed gaan nie, waar kry ons die water nou eintlik? Waar kom die lewende water nou eintlik vandaan? Esegiel 47 vers 9. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Dis die water wat kom uit die tempel uit. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. God se stroom, God se water. Die dooie see, mense, die dooie see, die soutgehalte in die dooie see en die persentasie sout in die dooie see, is daar niks lewe daar nie. Niks. Maar as die water uit die tempel uitkom, as dit God se water is, dan is daar oorvloed. Ek wil amper die woord gebruik, te veel. Die kos reën uit die hemel uit. Die water uit die rots is baie. Die lewende water vir jou en vir my is God se oorvloedige water, wat kom uit die tempel uit en self lewe gee vir die dooie see. Openbaring 22 vers 1. Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die lam uit. Waar is die lewende water? Die troon van God en die lam, van God en van Jesus. En die Gees wat die water vir ons gee, sodat ons nooit weer dors nie. Johannes 7 vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Kan ek hierdie net herhaal vir jou? Waar moet jy gaan drink? Waar moes die Israeliete gaan soek het vir water? Waar moes hulle gaan soek het vir kos? Waar moet ek en jy soek as ons honger en dors? Kom na my toe en drink. Oorvloed by Jesus, oorvloed by God. Maar waarna gryp mense? Waarna gryp ons? Ons eie krag, ons eie talente, ons eie sterkpunte, ons eie plannetjies, ons eie vermoëns. Ons is daarom so oulik. Grootste fout wat jy kan maak. Jy gaan crash. Jy gaan crash as jy nie op God se krag staat maak nie. Mense hardloop media toe en sosiale media toe en internet toe. Ek bedoel, dit is die siekte van ons tyd op hierdie stadium. Mense gaan soek in politiek. Jy kry nie in politiek antwoorde nie, jy kry in politiek gevegte. Dis wat jy daar kry. Jy kry nie daar oplossings vir die lewe nie. Dis die laaste plek om dit te gaan soek, asseblief moenie jou tyd mors nie. Ekonomie, geld. O ja, geld is handig. Om baie geld te hê is handig. Kan jouself so onafhanklik van God maak en dis die gevaar. Kan jouself so selftevrede maak en jy so half in 'n ander liga sit, in 'n ander klas sit en kry ek nie heeltemal te veel hiermee te doen nie. En dit raak 'n ongemerkte blinde kol in jou lewe. Dit is 'n blinde kol wat jy later nie meer raak sien nie. Jy so selftevrede want jy het die geld, jy het die bronne. O mense, dis tydelik. Dis tydelik. Dis nie die lewende water nie. Dis nie die kos wat uit die hemel uit reën nie. Of gaan soek jy by God en besef jou pyn en jou seer en jou trauma en jou ellende is ook deel van die storie wat God met jou lewe skryf. Ook hoe hy gaan uitkoms gee. Ook hoe hy die kos uit die hemel gaan laat reën. Ook hoe hy die water uit die rots uit vir jou gaan laat kom en vir my gaan laat kom. Mense, John Eldridge skryf die volgende. The story of God has been, is now, and always will be the story of the world. Die storie wat God skryf, God se storie, has been, is now, and always will be the story of the world. Nie jou talente, jou gawes, jou geld, jou eiendom, jou besittings, jou vermoëns. En dalk maak jy staat op ander mense, en is jy afhanklik van ander mense? Nee.
God se storie, die storie wat God skryf, dis die storie van jou lewe, van my lewe en van die wêreld. Ek wil prakties raak. Gegee wat Paulus ons leer, en John Eldridge se aanhaling, hoe lank is die tyd wat jy met media en internet en sosiale media spandeer, in vergelyking met die tyd wat jy spandeer met God se storie, met die woord van die Here, met God se verhaal in jou lewe, die tyd wat jy met hom sit, met hom kuier, met hom gesels, met hom connect, jy sy stem hoor, dis die geheim van die lewe, is om God se stem te kan hoor, en daaruit te leef. Waarmee maak jy jou kop vol? Waarmee maak jy jou hart vol? Ons sit met uitdagings. Daar's soveel afleidings in vandag se wêreld wat hierdie goed aanbetref, en soveel alternatiewe, anders as God, en anders as sy woord, dat ons sit met 'n probleem. Maar weet jy wat gaan ons mis? Veerkragtigheid, resilience, daardie terugbons, daardie restore the sparkle to my eye, Here. Ons gaan dit mis. En daarom wil ek afsluit. Einste John Eldridge, van wie ek nou net gepraat het 'n verskriklike mooi beskrywing van Psalm 23, vers vir vers. En ek gaan dit nou vir jou in Engels lees, soos ek dit in een van sy boeke gekry het. The Lord is my shepherd, I lack nothing. En dan verduidelik hy dit as volg. Jesus is still in charge, still deeply involved in my life and world, guiding, leading, providing. Dan gaan hy aan, volgende vers. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. En hy verduidelik dit as volg. God restores my weary heart. He gives me resilience if I follow him. Die volgende vers. He guides me along the right paths for his name's sake. Sy verduideliking. Don't get baited into all the social drama. Let God lead me each and every day. Die volgende vers. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Hier is die verduideliking. Yes, we are in a dark time. But God is still protecting me and comforting me. I'm not navigating this on my own. Met ander woorde, al gaan ek deur donker tye, 'n dal van doodskade weer. Ek is nie op my eie nie, ek is nie alleen nie. Die Here lei my daardeur. Hy restore the sparkle to my eyes. Die volgende vers. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. John Eldridge se verduideliking. God has a feast of goodness for me, even in rough times. He fills my famished craving. Daai cravings wat ek het, daai honger wat ek het, daai dors wat ek het, God vervul dit vandag nog. En dan die laaste vers. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sy verduideliking. My reality is not determined by pandemics, politics, or anything else. I live in God. He lives in me. His goodness is with me today, and my future is absolutely wonderful. Ek wil jou uitnooi om weer te kyk na hierdie boodskap. Want hierdie is so belangrik. Hierdie gedeelte uit Psalm 23 en die manier wat John Eldridge het vir my en vir jou verduidelik. Asseblief luister weer hierna. Deel dit met vriende, deel dit met familie, dat ons kom by die ware goddelike veerkragtigheid, die Bybelse veerkragtigheid.
die water van God, wat hy uit 'n rots uit laat kom. Baie water, genoeg vir mens en vee. Die kos, wat hy uit die hemel laat reën, wanneer jy honger het. Kom ek bid. Here, gee vir ons u goddelike veerkragtigheid, u goddelike resilience. Dankie ook weer in hierdie tyd vir Psalm 23. Dankie Here dat u die vonk in ons oog herstel, dat u oorvloedwater en oorvloed kos, u is die bron daarvan, en daar's oorgenoeg vir elkeen van ons in ons swaar en moeilike en traumatye. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Jy moet 'n wonderlike tyd hê, soos ek vir jou gesê het, ek vra weer vir jou, deel hierdie met mense, dat ons hierdie boodskap van God se veerkragtigheid die wêreld kan instuur. Die woord is vir kyk en doen. Ons is nie net 'n kykbediening nie, ons is 'n kyk, hoor, doen in ons hartbære bediening. Vandag se woord was ook bedoel om te hoor, te kyk, in jou hart te bære en te gaan doen. Dankie dat jy ook betrokke is by hierdie bediening op baie maniere, deur jou deel wees, om dit verder uit te deel, deur jou oordink van die woord, en ook waar nodig en waar moontlik ook deur jou finansiële ondersteuning. Baie dankie daarvoor en mag die Here jou ryklik seën met 'n goeie week tot sy eer.